Goeiedag, my naam is Jaco van der Merwe. My vrou en ek moes onlangs vir ons winkel en ander besigheid Battery and Outdoor King Kaap toe gaan. Ons het dit goed gedink om ook die Victron toerusting wat ons so baie verkoop in hierdie tyd te toets. So ons het 'n paar plekke langs gegaan, soos op pad George toe het ons die Swartberg pas gery en ook die Gamkloof waar die Helskloof pas is. Dit was 'n relatiewe maklike pad, alhoewel daar met tye kan twee voertuie nie by mekaar verbykom nie en dit baie styl af is. En toe ons aan die einde van die pad kom, toe is dit 'n eenrigting. Jy moet omdraai en weer terugry. Ons het dit nie geweet nie, maar dit het ons gepas. Ons het lekker die aand daaroor gekamp. Nou, van hier waar ons van Prins Albert oor die pas af George toe is en Kaap toe is, toe die besigheid in die Kaap klaar is, toe het ons besluit ons was nog nooit in die Weskus nie. En ons was ook nog nie in die Richtersveld nie. En ons het toe by die Weskus opgery, by al die baaie, Elandsbaai, by Honneklipbaai. Ons het 'n aand wild geslaap, waar daar niks was nie, net ons in die see. Honneklipbaai en bo by Alexanderbaai is ons sendelingsdrift toe en by die Richtersveld Nasionale Park in. Eerste aand sendelingsdrift, tweede aand Tatasberg. Op pad na Tatasberg, moes ons nog 'n Helskloof pas ry. En dis interessant hoe baie van hierdie Helskloof passe daar is, of name gegee word, Helskloof pas. Maar ja, ons het lekker deur hom gery, bietjie vierwielaandrywing, en ons is terug na die Helskloof hek toe. By die Helskloof hek kan jy uit die Richtersveld gaan, maar jy kan nie ingaan nie, jy moet by sendelingsdrift inboek. Maar ons is daar by Helskloof pas, kon ons uitgaan, en ons is af na Eksteenfontein toe. Ja, toe hier het ek nou 'n kaart van die Richtersveld Nasionale Park en Noord Namakwaland van Infomap. En hierdie kaart gee vir mense bietjie meer besonderhede van die area. Maar ons het toe ons in Eksteenfontein kom, hierdie stippelpaadjies, maar die regte klein stippelpaadjies gevolg. En niemand in Eksteenfontein kon vir my sê of ons by die rivier kan uitkom nie. Hulle het net, nee, daar is nie sulke paaie nie. Ons het toe 'n klein tweespoorpaadjie gekry, soos wat die GPS vir ons gewys het met Tracks for Africa se kaarte op, dat ons wel in die rigting van ek het die koördinate op Google Maps gekry, en die koördinate toe ingesit, en hy vat ons toe op 'n tweespoorpaadjie, maar toe ons op daai paadjie kom, kry ons 'n boer, en die boer sê, nee, niemand ry daai pad meer nie, jy kan nie daai pad ry nie. Wel, ek vat nie meer vir 'n antwoord nie, en ons het daai pad lekker gery, ja, miskien 'n bietjie vierwielaandrywing nodig gehad, maar heerlik tot by die Oranje rivier gery en terug. En toe is ons deur tot in Fielsdrift, daai aand het ons by Oeverbos oorgeslaap. Wat 'n pragtige plek. Doen nie 'n guns as jy in 'n omgewing kom, gaan slaap in Oeverbos oor. Dis reg op die Oranje rivier en hulle het baie lekker akkommodasie. Toe ons nou lekker daai paadjie af by Eksteenfontein verby is, of toe ons na die aand klaar by die Oranje rivier geslaap het, is ons terug en weer 'n Helskloof pas, maar uiteindelik in Fielsdrift. In Fielsdrift is ons toe basies op pad huis toe, maar ek sien toe hier op die Tracks for Africa kaart, hier is 'n pad Road to Hell. Wel, toe ons nou hier in Fielsdrift oorgeslaap het by Oeverbos, toe moet ons nou terugry, maar ek sien toe hier op die Tracks for Africa kaart, Road to Hell. En ons het al hierdie Helskloof passe en dinge nou gery, so toe dink ek, ons kan nie huis toe gaan sonder om hierdie pad maar ook te ry nie.
Die ander was mos nou nie so sleg gewees nie. Toe vat ons die blou pad, die teerpad, wat suidloop Steenkop toe, en ongeveer 30 km is mens veronderstel om links te draai, maar daai hek is toe gesluit. Toe ry ons maar nog suid en die Tracks for Africa GPS vat ons toe hier op 'n 2-spoor paadjie, uiteindelik hier tot waar die Road to Hell begin. Dit was toe werklik 'n Road to Hell. Daai pad word minder as 1 keer 'n jaar gebruik deur ouens wat regtig baie lus is vir avontuur, baie goed voorberei is. Jy gaan nie met 'n gewone bakkie sommer regkom nie. Jy gaan eerder maar 'n bietjie groter wiele moet hê en. Maar ons het hom toe gery. Dis natuurlik makliker af as op. En ons het die aand weer eens lekker by die Oranje rivier Stoksiel alleen, net ons in die rivier gekamp. Maar daai volgende dag was 'n groot hindernis. Ons het 8:30 begin ry by die kamp hier onder. En die hele Road to Hell is so 6,5 kilometer lank. En ons was eers die aand 7 uur bo gewees. En die eerste 4 of 5 kilometer het maklik gegaan. Maar ons het teen daai pas vasgesit en dit het vir ons vir 'n paar 100 meter het dit vir ons bykans 10 ure geneem. En verder gaan ek nie nou meer praat nie. Ek gaan laat die fotos en die video's die praatwerk doen. Maar dis enetjie wat ek dalk nie weer sal ry nie. Maar ten minste kan 'n mens hom nou aftik. En as daar iemand is wat hom al gery het, kan 'n mens saam praat eerstehands. En ja, hier volg die fotos.
die kabel vasmaak hier iewers. Ja, maar daai klip lyk of hy kan beweeg. Hierdie een. Hulle lyk roos. Dink jy hierdie een is te lig in die brug? Ek dink ek gaan hom hier raak. Ja. En nou moet mens nog kyk. Ja, ons moet hom die kant toe vat. Hier is 'n gereedskapie. Aha, Vir iemand. parkplek. Iemand het ook hier tyds Ek tog jy's deur. Ja, ek weet nie of hy geholp het nie en of ek te bang was vir die kant nie. Maar ons is amper deur. Dis net linker agterwiel wat teen 'n groot klip is.
Ja, dit was ene wat nogal bo aan my lysie is. Ek het al in my jong dae op tye 11 ure en 8 ure vasgesit en gegrou en gesukkel om uit te kom. Maar hierdie ene was 'n groote. Tydens ons so gesukkel het om uit te kom, ja, op 'n stadium met my vrou begin huil, want hoe dit gewerk het, dit is so warm, 44 grade Celsius, die helling is styl, jy kan nie klein klippies voor die wiele insit nie, want hulle word net uitgegooi. So jy moet groot klippe aandra, so ek vat die grootste klippe wat ek kan, en dan sit ek hulle in die gate voor die wiele. So as jy so opry, dan vinnig draai die wiele net vinnig 'n gat in, dan ry ek so 'n halwe meter of wat uit die gat uit, en dan pak ek voor die wiele klippe. En ek moet op al 4 wiele pak. En dan ry ons weer so 'n meter of wat vorentoe. En dan sit ons weer vas. Dan sit weer so 'n halwe meter terug en weer klippe pak. Op 3 plekke het ons vriend Won gebruik om ons 'n paar meter op 'n slag vorentoe te trek. Die probleem was net, jy kry nie 'n plek om die kabel te anker nie. Ek het op 'n stadium om 'n groot klip die kabel vasgemaak, en toe kom die klip nader na die voertuig toe, en dis hoekom Petro heel voor uitgeloop het elke keer, want sy's bang, as daar dalk 'n klip afrol, want die hele berg is vol los klippe, dat hy dalk teen die voertuig of teen haar vasrol. En so wat ek gemaak het is, ek het die kabel uitgetrek, en van die bande en goed wat ek gehad het, en dan links voor om 'n klip wat redelik is, op boontoe gevat. So met ander woorde, die kabel se ankerpunt was eintlik bietjie bo in die berg opgewees, waar ek klippe gekry het wat op mekaar lê, laat as die kabel hulle dan aftrek, dan druk hulle self vas. Dit was moeilik om sulke punte te kry, maar gelukkig het ons 3 punte gekry. En op ons laaste uur en 'n half, het ons net gesit en wag dat die son moet ondergaan, want die son het ons vernuweer. As ek so 2, 3, 4 wiele volgepak het, dan is ek moeg. Dan gaan sit ek en ek rus letterlik 15 tot 30 minute. En drink water. As ek daai waterbottel optel en ek sit hom neer, is dit 'n halwe liter water verder weg. Gelukkig het Victron en Blue Nova hulle kant gebring, en heel dag het albei ons yskaste voluit gehardloop, en kon vir ons koue water en ander koue vloeistowwe die heeltyd voorsien. Ons kon nie die engine heeltyd laat loop om ons Orion XS heeltyd in werking te sit om die batterye te laai nie, want ons diesel het begin laag raak. Maar gelukkig met die Orion XS laai hy die batterye baie vinnig, en het die bietjie wat die engine met tye gewerk het, soos wat ons probeer het om op te ry, elke keer as ek kom sit, dan laai weer 'n paar ampere terug in die battery. Ja, ons het amper 'n tweede wiel verloor, en ons het net een spaarwiel gehad. Daai tweede wiel het ons op genade in Appington gebring, wat 500 km verder was, en toe het ons 2 nuwe bande gekry. Maar ons het ook begin dink, wat gaan ons maak as ons 'n tweede band verloor, en ons kan nie bo uitkom nie, want ek het staalrims op, en ek kan op die grond ry, maar dan is daar geen traksie op daai wiel nie, dan het ons net 3-wiel aandrywing. En wat ons dan sou gedoen het, is, ons sou die noodsaaklikste dinge gevat het, en in plaas van om 30 km deur die sand en droë dele
en nog 'n bietjie berge te loop na die teerpad toe en te hoop iemand langs die teerpad laai mens op, sou ons eerder 5 km teruggeloop het na die Oranje rivier toe, wat redelik in vloed was en redelik vinnig afgekom het en in die rivier geklim het en afgedryf het Vielsdrif toe. As ons in Vielsdrif gekom het, kon ons planne gemaak het. En maar ja, dit is 'n ervaring gewees wat ek nie gaan vergeet nie en my liewe vrou verseker nie.